ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 114. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, boek wat baie belangrik is die mens, siel, gees, liggaam, graf, doodryk, hel of hemel, so dik swart boek, is 'n A5 boek, so by die 500 bladsye of net oor 13 jaar aan hom gewerk. Ek wil amper sê, sy gelyke is daar ook nie. Wat gebeur my wanneer ek sterf? Waar gaan my siel heen? Waar is die doodryk? Waar is die hel? Wat 'n gedeelte van my liggaam staan op wanneer Jaffa kom, 1 Korinte 15, vers 27 tot, ek dink is tot en met 52, 54, wat 'n gedeelte van my gaan hel toe, en die goed, mense wat sê hulle was in die hel gewees, en mense wat sê hulle was in die hemel gewees, kan dit gebeur? Die vraag wat algemeen gevra word, wat die kerk ons nooit regtig geleer het nie. En waar daar ook verskriklike verwarrende inligting op die internet is ook 'n boek wat ek jare terug geskryf het, baie jare gelede, seker 20 jaar gelede. Die mens, siel, gees, liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Glo my, sal verskil maak in u lewe. Sou jy belangstel in enige van die boeke of 'n vraag het, of jy net enigiets wil weet, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na ons webtuiste https://jaffa.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Dit is baie belangrik, gaan na deel 1, begin reg voor, want jy het 'n magte om inligting gemis. Het is noodsaaklik dat jy ook sal inteken of subscribe, soos die Engelsman sê, sodat jy al die verskillende kennisgewings kan kry van die boodskappe. Deel dit met die vriende, dit is lewensveranderend, en jy moet 'n skryfblok en 'n pen buiterhand hê, as ook 'n Bybel. 53 of 'n 53 moet net nie 'n 83 Bybel nie. Hoekom nie? Dis 9000 skriftuurlike veranderings, 18 totale versweglatings. En is maar nodig om 'n veiligheidsgordel of is mooi Engelse woord, seatbelt, saam te bring, né? Wat iets sê, seatbelt sê, pas op jy uit jou stoel uitval nie. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vrede, vors, lelie van die dale, blinke môre ster, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, Jaffa. U wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Wat 'n voorreg dat ons vanmôre as bereid gereed is, sou u verskyn. Ja, die wederkoms kan nie plaasvind nie, die parousia nie, want die laaste vredesverbond is nie geteken nie, maar u kan verskyn vir my. Ek kan nou 'n hartaanval kry en ek kan sterf, dan verskyn u vir my. Ek wil bid, Vader, sê dankie dat ons weet, sou die paradysengele by ons kom stil staan, dat ons uit hierdie wêreld gaan uitlewe en by u inlewe. Hoekom? Ons name is herstel in die boek van die ewige lewe. Ons is wederbaar deur water en die Ruach HaKodesh, volgens Johannes 3 vers 1 tot 12, en ons lewe in heiligmaking. Ek wil bid, Vader Jaffa, in die naam van Jaffa, as ons op enige manier te leer gestel het, deur woord, daad, gedagte of handeling, wil ek bid, vergeef ons nou, maak ons rein, geef vir ons ontvanklike sielsdimensies, om te hoor wat die Ruach HaKodesh vir ons wil sê. Ons vra dit, die mooiste naam Jaffa, die naam bo elke ander naam, volk van Jaffa, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Ek vertrou dat dit vir julle 'n blessing gaan wees vanmôre. Ja, ek is terug by Spreuke 10 vers 25. Ek dink u dit so 'n bietjie agtergekom toe ek klaar maak gisteroggend dat ons nie klaar is nie. Ek het gepraat oor die negatiewe
van die boom wat geplant is, wat die tornado gekom het en hom uitgepluk het. Jy weet, as daar nie, ek wil net so 'n bietjie iets meer sê oor dit net, as daar nie 'n tornado was nie, dan die boom vandag nog, dis Doornkloof om presies te wees, is net so aan die kant van Montana, dan die boom nog vandag in Doornkloof gestaan. Hoekom? Want hy staan die laaste 20, 30 jaar al daar. Maar jy weet wat, die boom het aangehou groei, terwyl sy wortelstelsel nie genoegsaam gegroei het nie. Ek voel net dat Jafashua vir ons deur die Ruach vanmôre sê, ons moet oppas dat ons nie in groen blare staan en ons gesond lyk, maar dat ons wortelstelsel siek is nie. Bedoelend, vir die mense daar buitekant mag ons lyk asof ons in heiligmaking lewe, maar ons lewe nie in heiligmaking. Ons lewe in sonde. Jy weet wat, ons kan vir die Ruach HaKodesh, vir Jaffa ons Elo en Jafashua, ons kan niks wegsteek nie. Die Bybel sê ons lewens is 'n oop boek voor Jaffa. Hy sê voor jy gesê het, jy reeds geweet. Hy is bekend met ons ingang en ons uitgang. Hy weet. So, wanneer ons na hierdie groen boom kyk, wat die vorige dag, as jy vir iemand sou gesê, die vorige dag voor daai tornado gewaai het, gekom het, dat hierdie boom gaan môre 4 uur op sy kant lê. Hier sal 'n wind kom wat hom gaan kom omwaai. Jy sê hom gesê, sorry Pel, 'n tornado wind? Ons het die sulke winde nog nooit gehad in Pretoria nie. Maar dat is altyd die eerste keer. So ek wil hê dat u moet hoor wat ek sê nou. Ons moet oppas dat ons nie in onsself te versekerd is nie. Omdat ons groen blare het en groot takke en alles nie. Ek wil amper sê, kom ek vra die vraag, in hierdie boom is daar vrugte? Vertoon hierdie boom vrugte? Ja prof, hier is nie 'n vrugteboom nie. Ek wil vra, die woord sê ons is soos bome, vrugtebome. Hy sê wat hulle vrugte op hulle tyd gee. Hy sê so. Dink aan Spreuke 1 wat sê, welgeluksalig is die man en die vrou, dink aan die skrif, wat nie wandel in die weë van die goddelose, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaas in die woord van Jaffa ons Elohim. En hy en sy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat hulle vrugte op hulle tyd gee, waarvan die blare nie verbeld. Hy sê wat? Wat hulle vrugte gee op hulle tyd. Dit help nie ek en u lyk gesond en ons het blare en ons het takke en ons is 20 meter hoog nie. Het ons vrugte. En as ons vrugte het, is dit daai spoorweg vruggies wat hier so langs die spoorweg, jy weet die ou ry in die trein en hy spoeg 'n put uit. En dan kom daar 'n boompie op en hy het nooit bemesting gekry nie. Hy's tussen daai klippe en goed daar. En hy sulke klein perskietjies. Waar as daai selfde put gevat het en hom in 'n tuin geplant het, waar daar 'n bietjie fosfor en goed ingewerk was in die grond, dan het jy sulke vrugte gekry aan hom. So wat sê ek, die manier wat die grond voorberei is, waar dieselfde put inval, die een put val in 'n spoorweg, tussen die spore in of op die kant van die spore, en daar tussen die klippe en goed, in die sand kom hy op. Kry nie genoegsaam water nie, kry jy nie genoegsaam bemesting nie. En dan jy die ander een, daai selfde put, wat geplant word in grond wat voorberei is, wat 2 keer 'n week water kry en wat die grond bewerk word, en daai boom, die een boompie lyk net so en die ander boom staan in sy glorie. Wat 'n soort? Daai een bring sulke railway spoorweg vruggies, sulke geel perskietjies, wat meeste van die tyd 'n worm of 2 in het. Hoekom? Want hy was gesteek gewees deur die perdebye. En hierdie ander een, hy bly net so. Ja, maar hy word ook deur die perdebye gesteek, maar hy kom niks oor nie. Hoekom? Want hy's behandel, hy's gespuit.
My pa het sulke vrugte gehad, geel perskes en sulke wit perskes toe ons kinders was. Kan dit onthou? Hulle het gesukkel om in 'n camphorborrel in te gaan. Ingelegde bottelhouer, camphorborrel. Ag, ek verstaan camphorborrel. Jy kon nie sulke vrugte. 2 of 3 van daai maak al camphorborrel vol. Hoekom? Want hulle was behandel gewees. Ek kan onthou my pa, die bome was met wit kalk geverf. Ek dink nou terug, nou gaan ek jare terug. Toe ek 'n laaitie was van so 5, 6 jaar oud. Tot in stande 3. My pa het die bome gekalk en daar was ringe en ons het die bome water gegee. En my pa het goed ingegooi in die grond en verstaan jy wat? En weet jy wat? Die resultaat was daar. Daar was sulke vrugte gewees. Kom ek en u sit nie al die tyd in die studies in en ons is tevrede met sulke railway perskietjies nie. Ek praat van in 'n metafoor in die ruach nie. Ons sê ons wil nie sulke vruggies hê nie. Ons wil sulke vrugte hê. Dat iemand anders te wat verby kon sê, "Jog kan, ek sal wat wil gee om van daai vrugte te eet." Kom ons beywer ons daarin om aangename vrugte vir die koninkryk van Jaffa te wees. En seker te maak dat my boom se wortelstelsel is goed versorg. Is goed versorg, want dit sal veroorsaak dat die wortels dik is en dat die boom solied is. En al kom daar 'n tornado, sal hy boom bly staan. Hy sal staan. Ja, maar die boom het omgeval as gevolg van die ouderdom. Nee. Daar's ander bome wat ouer gewees het, wat gestaan het, maar hulle was op ander plekke geplant gewees. Wanneer die stormwind verbygaan, is die goddelose nie meer nie, maar die regverdige is vir ewige grondves. Ons, so julle kan nie sonde doen nie, julle gaan, nee, ons is geanker in die rots, Jaffa ons Elohim, ons oë, gevestig op Jafashua, die volleinder van ons geloof. Hy wie die anker in ons lewe is, wie die rots is waarop ons gebou is. Hy gaan die woord kom, ja, ek wil nog iets sê oor hierdie vers 25. Weet jy wat? Dit wat ons spreek en leer, moet iets wees wat die onkundige wêreld, ek wil nie sê die goddelose wêreld nie, baie van die mense is totaal nie onkundig gewees. Hulle het nie geweet nie. Wat die onkundige mense sal begeer om te hê wat ek en u het. En ons is nie uit onsself uit nie. Dis nie omdat my van met 'n R begin nie. Dis omdat ons die goedheid en guns van Jaffa het. En waar hy ons begunstig het, dat toe ons by die woord kom om 'n keuse te maak, dat die Heilige Gees daai tyd vir ons, die Ruach HaKodesh, ons sielste mensies geïnfiltreer het. En die bo-natuurlike kom oopmaak het. Want ek wou ook nie geweet het nie. Ek wou nie. Ek was hardhorend gewees. Gedink om tuis is mal, ek gedink Pastoor Rika is mal. Maar jy weet, soos wanneer die woord kom en Jaffa dit oopmaak, die woord breek, en die waters van die lewe vir ons oopmaak, dan sal ons staan, wanneer die winde van beproewinge kom. En daar is winde van beproewinge elke dag. Dit gebeur op verskillende maniere, en weet jy wat, meeste van die kere, laat Jaffa dit toe, dat daai winde oor ons pad kom. Hoekom? Hy wil kyk of jy hardloop, hy wil kyk of jy staan. Het gaan oor of ek standvastig wil wees. Het gaan of ek wil, jy sien, as ek nie kan die toets hanteer vandag nie, hoe gaan ek die toets hanteer ander week?
Verstaan nie? So as hierdie winde vandag op my waai, kom ek lag vir hulle in die ruach. Want ons is geroepe in hierdie bonatuurlike evangelie met 'n doel. Elkeen van ons is geroep met 'n doel. Elkeen op sy eie vlak waar Jahwe ons gestel het. En daar moet ons funksioneer tot hy ons in die volgende vlak sit. Nou wil ek die vers 26 gou met die deel. Hy sê, vers 26, soos asyn vir die tande en ook soos rook vir die oë. Nou verstaan dat asyn maak tande geel. Ek weet nie, ek het nog baie min asyn in my lewe gedrink. Ek sal 'n bietjie apple cider vinegar drink as ek dalk soeibrand het iets. Maar hy is ook nie lekker om te drink nie. Soos asyn vir die tande en soos rook vir die oë. Jy by 4 braaivleisvuur staan, daai rook kan 'n probleem wees. En weet jy wat, hy volg jou gewoonlik. So is die leiaard vir die wat hom stuur. So is die leiaard vir die wat hom stuur, wat hom wil gebruik. Wat beteken dit? Hy wil nie gehelp word nie. Hy wil nie gestuur word nie. Hy wil nie bestuur word nie. Hy wil nie gelei word nie. Hy wil nie verbeter nie. Wat doen die rook? Dit irriteer jou. So, ons moet ook mooi kyk, wanneer ons besig is, dat ons nie vir iemand anders ook 'n irritasie raak nie, soos rook vir oë nie, want hulle wil nie regtig dan weet nie. En dis wanneer ons moet terugstaan en sê, is dit tyd om aan te beweeg na die volgende vlak toe, en dis nodig. Dis nodig ook. Kom ons laat ons lig skyn, laat die ouens Jahwe Sjoan ons sien. Anders gaan dit 'n mors van tyd wees. Maar kom ons los so 'n persoon nie. Ons bly water gee en bid en vertrou dat Jahwe die werk doen terwyl ons vorentoe gaan. Tot môreoggend as Vader Jahwe lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jahwe Sjoa kom weer. Halleluja.